word ons plek. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons thuis, hier is ons huis, hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk. Vandag praat ons oor God in die gewone van tafels en etes. En daarom sit ek ook vanoggend hier by die nagmaalstafel terwyl ek met julle praat. Nou verlede Sondag het ons my pa se 80ste verjaarsdag gevier. En ons het almal saamgekom, die hele familie vir 'n middagete. Daar was 20 van ons, net een van die kleindogters kon nie daar wees nie. En ons het saam gesit by een lang tafel en ons het lekker saam geëet en lekker saam gekuier. Daar is mos net iets besonders daaraan om so met tafel te kuier. Van ons mooiste herinneringe gebeur rondom tafels, rondom kombuistafels, braaitafels, Kersfeesttafels, verjaarsdagtafels, maar ook net gewone tafels met gewone etes op gewone weeksaande. Ook in die Bybel lees ons hoe belangrik etes en etenstafels was. Die Bybel begin letterlik en eindig met 'n uitnodiging om saam te eet. In Genesis 2 vers 16 lees ons: Die Here God het die mens beveel: Van al die bome van die tuin mag jy na hartelus eet. En dan heel aan die einde in Openbaring 19 vers 7 lees ons: Laat ons bly wees in jubel en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilofsfees van die Lam het aangebreek. En tussen die twee tekste is daar 'n klomp voorbeelde van etes en etenstafels. Dink nou net aan Jesus en hoe baie hy saam met mense om tafels gekuier het. Hy eet saam met sy disippels en sy ander volgelinge. Hy eet saam met tollenaars en fariseërs. Hy eet saam met die verkeerde mense en die sondige mense. Hy gee kos vir skares wat honger is. Die teoloog Leonard Sweet vat dit baie mooi saam met twee aanhalings. Hy sê, Jesus ate all kinds of food around all kinds of tables, in all kinds of places, with all kinds of people. En hy sê, Jesus se hele bediening kan opgesom word met die woorde, Jesus ate good food with bad people. Nou later sien ons dit ook in die eerste gemeente waarvan ons lees in Handelinge 2. In vers 46 lees ons dat hulle het eensgesins volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. En dan skryf Paulus ook in 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle dan eet of drink of enigiets anders doen, doen alles tot eer van God. So God ontmoet mense in die gewone ritmes van eet en saam wees om etenstafels. Wanneer ons saam eet, dan bring ons eer aan God. Maar ek wil vanoggend stil staan by een etestorie van Jesus. En dis 'n storie wat ons lees in Lukas 24 vers 13 tot 35. Nou dis 'n lang stuk, so ek gaan eers net die agtergrond vertel en dan gaan ek vir ons net die laaste paar verse saam lees. Nou die storie speel af nadat Jesus in Jerusalem gekruisig is en toe weer opgestaan het. En dan lees ons van hierdie twee vriende wat op pad terug is huis toe van Jerusalem af. Hulle huis is in Emmaus, so 'n paar kilometer van Jerusalem af. Die een vriend se naam is Kleopas, die ander ene se naam ken ons nie. Maar hulle stap terug huis toe na die gebeure in Jerusalem. En hulle gesels oor dit wat daar in Jerusalem gebeur het, met Jesus gebeur het, maar is duidelik dat hulle teleurgesteld is en dat hulle nie lekker verstaan wat daar gebeur het nie. En dan terwyl hulle so rustig stap, sluit daar 'n vreemdeling by hulle aan. En dit was Jesus wat saam met hulle begin stap het. Maar hulle het nie vir Jesus herken op daai stadium nie, maar Jesus het saam met hulle gestap en lekker saam met hulle gesels terwyl hulle op pad is huis toe. En dan lees ons in vers 28 tot 35 wat dan toe nou gebeur het toe hulle by die huis kom. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarin hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring: Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het, het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn.
En hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie? Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem toe teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle bymekaar gevind het. En hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. So hierdie twee vriende herken vir Jesus by die breek van die brood aan die etenstafel. Nou na die opstanding kon Jesus mos nou op baie dramatiese en buitengewone maniere vir hierdie twee vriende gewys het dat hy wel leef. Maar hy doen nie dit nie. Hy kies om dit vir hulle te wys aan 'n etenstafel met gebreekte brood. En dit wys net weer vir ons dat God ontmoet ons waar ons is. En hy gebruik gewone alledaagse goed om ons bewus te maak van sy teenwoordigheid. Goed soos brood en wyn en mense wat saam om 'n tafel sit. So tafels is plekke waar God ontmoet word. Maar tafels is ook plekke waar mense verander word. Dis rondom tafels waar vreemdelinge vriende word, waar mense verwelkom word en waar mense gevoed word. So dis die eerste ding wat ek wil uitlig in die teks. Maar hierdie verhaal wat ons gelees het, herinner ons ook aan die nagmaalstafel. Sien, by die tafel ontdek die twee vriende dat hulle aan Christus en aan mekaar verbind is. En dis waarin ons ook herinner word rondom die nagmaalstafel. By die nagmaalstafel ontvang ons elkeen 'n klein stukkie brood en eet ons 'n klein stukkie brood wat afkomstig is van een groter stuk brood. En dit herinner ons dat ons aan mekaar en aan Christus verbind is. Daarmee saam leer dit ons ook om te ontvang. Ons ontvang die klein stukkie brood en die glasie wyn. So by 'n tafel ontvang ons ook mense wat saam met ons eet. Hulle is God se geskenk aan ons. Ons ontvang mekaar en ons ontvang die kos wat voorberei is. Net so ontvang ons ook saam die tekens van die nagmaal wat ons herinner aan God se genade. En by die nagmaaltafel ontvang ons ook vir Jesus en die genade wat hy vir ons gee. Ons kom nie na die tafel toe omdat ons goed genoeg is nie. Ons kom nie na hierdie tafel toe omdat ons perfekte gelowiges is wat alles reg doen nie. Die nagmaal is nie 'n beloning vir goeie mense nie. Die nagmaal is voedsel vir gewone mense wat sukkel met gewone goed, gebroke mense met goed waarmee hulle sukkel elke dag. Mense wat weet hulle is afhanklik van die Here. Dis 'n herinnering dat God se genade vir ons genoeg is. Maar dan in die laaste plek stuur die tafel ons ook terug in die wêreld in. In die storie van die Emmausgangers lees ons, nadat hulle vir Jesus herken het, bly hulle nie net sit by die tafel nie. Hulle staan dadelik op, hulle gaan terug Jerusalem toe en hulle gaan vertel vir die mense daar wat met hulle gebeur het. Hulle gaan vertel hoe hulle vir Jesus ontdek het aan die etenstafel. So by die nagmaalstafel ontvang ons brood, maar ons word ook gestuur om brood vir ander te gaan gee. Ons ontvang gasvryheid by die nagmaalstafel en dan word ons gestuur om ook gasvryheid vir ander mense te gaan wys. Ons ontvang liefde en daarom word ons ook gestuur om liefde te gaan uitleef in die wêreld. En daarom moet ons ook vra as ons so om die nagmaalstafel saam is en eintlik om alle tafels. Ons moet vra, wie sit nie by ons tafel nie? Wie word uitgesluit van ons tafels af? Wie eet alleen? Wie het genade nodig? En dan moet ons daai mense innooi en om by ons tafels te kom aansit. Ek dink dis wat ons vandag moet hoor. God ontmoet ons nie in die buitengewone goed alleen nie. God ontmoet ons veral in die gewone goed. Goed soos brood wat gebreek word, wyn wat gedeel word, mense wat saam aan 'n tafel sit en kuier. In die gewone goed van elke dag. Amen. Kom ons bid saam.
Here Jesus Christus, ons dankie dat U nie ver van gewone mense afbly nie. U ontmoet ons op gewone paaie, in gewone huise en rondom gewone tafels. Dankie dat U Uself aan ons gee, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U liefde groter is as ons gebrokenheid. Soos die vriende van Emmaus ontdek ons dat U by ons is. By ons in ons vreugdes en onsekerhede, in ons geloof en ons twyfel, in ons saamwees en ons alleenheid. Maak ons oë oop om U teenwoordigheid raak te sien, wanneer die brood gebreek word, wanneer die beker gedeel word, wanneer ons saam eet. Vul ons weer met dankbaarheid, met nederigheid en met liefde vir alle mense. Maak ons mense van liefde, gasvryheid, vrede en hoop. En help ons om ook plek te maak vir ander, soos wat U plek gemaak het vir ons. Dankie vir genade, vir U teenwoordigheid en vir nuwe lewe. Amen.